Dit is vandag Hemelvaart en op hierdie besonderse dag wil ek sommer net met jou gesels, mens tot mens, oor hierdie geloof wat ons met soveel oorgawe en passie volg, omdat dit regtig sin maak en ook saak maak. Die Christendom het begin op Palestynse grondgebied as 'n verhouding met 'n persoon, met Jesus. En toe het dit beweeg na Griekse grondgebied en dit het 'n filosofie geword. En daarna het dit na Romeinse grondgebied beweeg waar dit 'n instelling geword het. Uiteindelik het dit ook na Britse grondgebied beweeg waar dit 'n kultuur geword het. En toe het dit na Amerikaanse grondgebied beweeg waar dit 'n enterprise geword het. En ek hoef dit eintlik nie eers verder te illustreer nie. Ons weet die enterprise of hierdie ondernemingsaspek staan in die pad. Ons probeer dit ontskep in iets wat ons kan verpak in 'n klomp blink nuwe boeke, geboue of instrumente wat ons vir mense kan gee en ons dink dit gaan die kultuur aantrek. Ons moet terugbeweeg na Palestynse grondgebied. Dis oor 'n persoon. Dis oor die verhouding met daardie persoon. En met Hemelvaart dink ek sommer vandag aan 'n nuwe definisie vir die kerk oor sommer in die algemeen. En ek weet ons sal waarskynlik nooit een finale definisie hê nie, maar hier is dalk een vir ons tyd. Ons is gewone, gebroke mense wat saamkom binne in die koninkryk van God hier op die aarde en rondom die opgevaarde Jesus om in sy lewe te deel en sy werk in die wêreld voort te sit. As jy die evangelies lees, sien jy, mense het na Jesus toe gestroom. Hulle het nie gestroom na 'n beweging nie. Hulle het aanvanklik nie eens gestroom oor sy leerstellings of sy preke nie. Hulle het dikwels nie eers verstaan wat hy gesê het nie. Trouwens, party van sy uitsprake het hulle nie eers gehou van nie. En hulle het dit self ook nie gedoen nie. En tog het hulle hom gevolg. Wat is dit dan aan Jesus wat so magneties is? Hy gee om. Op maniere wat ons nie doen nie. Ek kies doelbewus die woord omgee en in hierdie geval nie lief hê nie, want in Afrikaans en Engels dra liefde of love dikwels steeds 'n gevoel van strategie of doelgerigtheid. Care of omgee beteken ek's net daar vir jou. Geen agenda, geen plan om iets te bewys nie, geen poging om jou te oortuig van iets nie. Jesus gee net natuurlik om. Dis nie ek gee om vir jou sodat jy sal sien ek is die seun van God nie. Dis nie ek gee om sodat jy die koninkryk sal verstaan nie. Hy is net daar, regtig daar. En mense het dit geweet. En dis hoekom die evangelie sê sondaars, prostituie, tollenaars, hulle het na Jesus gestroom, want hy het omgegee. Gee ons om? Is ons gemeente bekend daarvoor dat ons omgee? As ek die burgemeester van jou dorp sou vra, vertel vir ons van al die kerke hier in die omgewing, sal hulle sê, o ja, daardie mense gee regtig om vir ons stad, ons kan op hulle reken. Ek weet nie. Ek dink ons kultuur sien die houding van die opgevaarde Jesus as een van 'n uitgestrekte vinger van oordeel. Maar Lukas sê, sy houding is die van 'n priester met oop hande, 'n priester wat bereid is om te sterf vir die mense wat hom verwerp het. So hoe leef jy sonder die sorgende, oop hande teenwoordigheid van die opgevaarde Jesus? Want as jy regtig iemand ken, iemand soos hy, dan weet jy, hy ken die Vader, en dit verander alles. Daar's 'n aanraking met krag, maar nie mag nie. Hy leef met 'n vrede, hy leef met dankbaarheid vir eenvoudige dinge, en een van sy opvallendste eienskappe, vreugde. 'n Vreugde wat ander mense nog nooit beleef het nie. En ek wonder, is dit nie juis vreugde wat ons kultuur sal aantrek nie? Mense het dalk alles, maar weet hulle wat vreugde is? Ek wonder, weet ek wat vreugde is? Weet die kerk?
weet ons van daardie vreugde wat so van selfsprekendheid Jesus uitstraal. En miskien is vandag juist dit. Jesus het opgevaar en dit is vreugdevol oor wie en wat hy was hier op aarde. 'n Mens met liefde, 'n omgee waarin jy kon vat. So staan jy ook op vandag en gee net om. Wees net lief, omdat jy wil. Ons dien 'n merkwaardige God. En mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied, in die hemel waarna toe hy opgevaar het, maar so ook op die aarde, waar hy steeds bly en sy gees deur ons werk. Mooi loop.